as ons sing kom, dan kom ons nou vanoggend, Vader, en ons buig voor U neer. Wanneer ons so neerbuig, gaan besef ons aanbid U. Want U is groot en U is almagtig. Deel van ons wat neerbuig, Here, is wat ons vir U kom sê, ek gee oor aan U. Ek gee my lewe oor aan U, sodat U kan beheer neem. En mag U ook so deur ons werk vanoggend, mag U die beheer oorneem, die een wees wat praat, die een wees wat ons ore oopmaak om te luister, sodat ons kan ontvang. Mag ons iets leer van U hart vanoggend. En mag ons dan daardie hart gaan deel met ander. Mag ons dit nie vir onsself hou nie, maar vir ander gaan gee. Here, werk in ons elkeen. Werk in ons om te kan reflekteer. Te kan diep eerlik wees oor wie ek is. Sodat ek kan hoor wie U is. En sodat ek dit vir die wêreld kan vertel. Dankie, Here. Amen. Ek het so 2 jaar terug 'n goeie vriendin, wat julle ken, almal, Wanika, sit ek en sy so, en sy vertel vir my van hierdie preek wat sy gehoor het in Mauritius, in haar gemeente, en iets in die preek, sy praat met my oor hierdie preek, want die prediker het 'n Hebreëse woord aangehaal, of 'n sin eerder, en sy wil graag weet net wat ek hoor, en wat dit beteken, en so praat ons saam, maar terwyl ons so saam praat, is dit asof die Here daar iets oopsluit vir my, en daarna werk hy bly in my werk, en ek bly hoor hierdie ding. En vir 2 jaar lank loop ek met die wete, maar hierdie ding moet ek met my gemeente deel. En julle weet self, is selgidse en seltemas, en ons is besig om dit te deel. En 2 jaar loop dit weg, en die geleentheid dien hom voor, en ek moet die graad 7 se afsluitpreek doen, soos jy daar was, en vra ek vir jou byvoorbeeld om verskoning, want ek het dit daar met hulle gedeel, maar jy gaan dit dan vanoggend weer hoor, want die Here bly klop, en hy bly sê, maar jy's besig om dit met almal anders te deel, en ek deel dit nie met julle nie. So vanoggend wil ek met julle deel, wat die Here 2 jaar terug al begin lê het op my hart, en wat hy heeltyd met my besig is, in my eie lewe, maar so ook met my besig is om te kom deel met julle. En die groot ding is, die groot vraag, en ja, die van julle wat by Swadini was, julle het die vraag daar ook gehoor, wat is jou waarheid? En voor ek enigstens wil verder gaan, wil ek hê dat jy, wanneer jy die vraag hoor, dat jy gaan dink oor, wat hoor jy, wat dink jy, vra ek. En dat jy dit dalk vir 'n paar minute gou met die persoon langs jou deel. Deel net met die persoon langs jou, wat hoor jy, as ek vanoggend vir jou vra, wat is jou waarheid? Jy kan met die persoon langs jou deel, wat hoor jy? Wat oom met my deel? Wat oom met my deel? Wat oom?
Jy kan maar as jy laaste gedagte wil deel, gou klaar deel. Het is vir my belangrik dat ons hierdie gedagtes deel. Julle sien, want partykeer stap ons hierin op 'n Sondag en jy hoor die boodskap en jy stap uit, maar jy het hom nog nie lekker aan jou lyf gevoel nie. En deel van hierdie vraag en na die tyd weer bespreek is om dit so bietjie nader aan my lyf te bring. Om te kan reflekteer oor dit wat ek gehoor het. So ek gaan na die tyd vir jou vra dat jy met daai selfde persoon mee praat, as jy geluister het en gehoor het, en bietjie praat oor wat jy nou gesê het, wat jy dink, die vraag behels, en wat jy nou dink nadat jy die boodskap gehoor het. En dit is maar net om ons elkeen te help, om ons 'n bietjie nader aan ons lyf te bring, om dit vir ons 'n werklikheid te maak, want dis tog wat ons vir mekaar wil beteken met Christendom. Ons wil saam leer, saam hoor. Laat ek verder gaan, heel in die begin, so na die skepping, sien ons die eerste vraag wat God vra aan Adam, daar in Genesis 3 vers 9, dan vra hy vir Adam, waar is jy? En dan weet ons dat hierdie gebeurtenis vind plaas, so net nadat Adam en Eva die vrug aan die boom geëet het, waarvan God uitdruklik vir hulle gesê het, julle mag alles eet in hierdie tuin, maar julle mag nie raak aan daardie boom van kennis van goed en kwaad nie. Dan gaan hulle aan eet die vrug, en dan kom God en dan vra hy vir Adam, waar is jy? God vra nie hierdie vraag aan Adam vir sy onthaalwe nie. Die Here weet waar hy is. Hy kom en hy vra hierdie vraag aan Adam vir Adam se onthaalwe. Adam het nodig om iets hier te kom erken. En dan sien ons Adam wat antwoord op hierdie vraag vir God, dan sê hy vir hom, dis Eva, dan blameer hy vir Eva. Dit was die vrou se skuld. Daardie vrou wat U my gegee het. Dit was sy gewees. En dan vat Adam geen verantwoordelikheid vir daardie vrug wat hy daai dag op daardie boom geëet het nie. Ons sien verder dan ook so tipe vraag van God wat hy aan Eva vra in Genesis 3 vers 13. Sê hy vir Eva, wat het jy nou gedoen? Weereens, God kom nie en vra hierdie vraag aan Eva vir sy onthaalwe nie. Hy weet reeds wat die antwoord is. Hy kom vra hierdie vraag aan Eva vir haar onthaalwe, sodat sy kan sê wat aangaan. Nou kom Eva, net soos Adam, en sy neem geen verantwoordelikheid vir haar gedrag nie. Sy blameer die slang. Dis die slang se skuld dat sy hierdie vrug geëet het. So ons sien uiteindelik dat nie een van hierdie twee mense wat God geskape het, hulle waarheid aan hom kan erken nie. Nie een van hulle kan erken dat hulle swak was in 'n oomblik en dat hulle ingegee het op iets wat God uitdruklik vir hulle gesê het, moet asseblief nie dit doen nie. Later dan sien ons hulle seun Kain, daar gebeur dieselfde. God vra vir hom daar in Genesis vers 4 tot 6, vra hy vir Kain 'n soortgelyke vraag. Waarom is jy kwaad? En waarom is jy bedruk? Weereens, dieselfde tipe manier as wat hy vir Adam en Eva vra, kom God en hy vra vir Kain hierdie vraag. En hy kom nie en vra vir my vraag oor sy onthaalwe nie. Hy vra, want hy wil sien of Adam en Eva se seun Kain sy waarheid kan erken. Hy wil sien of Kain kan sê en identifiseer wat in sy hart aangaan. Of hy kan sê waarom hy so kwaad en so bedruk voel. In die voorafgaande van die storie, dan weet ons dat Kain baie jaloers was op sy broer. En uiteindelik dat daardie jaloesie gelei het tot Abel se moord. Dat Kain sy broer doodgemaak het.
as gevolg van hierdie ongelooflike jaloesie. En as dit God wat by hom kom en vir hom vra, waarom is jy so kwaad? Waarom is jy so bedruk? Dan vra God weer in Genesis vers 4 tot 9 vir Kain, waar is jou broer Abel? Weereens, nie 'n vraag vir God se onthaalwe nie, hy weet wat die antwoord is, hy weet waar Abel is. Hierdie vraag vra hy vir Kain se onthaalwe. Hierdie vraag vra hy aan Kain, om by Kain te hoor, kan hy hier diep binne in homself herken wat aangaan. En dan sien ons Kain se antwoord hierop, bietjie arrogant, bietjie kwaad, bietjie mislik. Ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Hierdie tipe vrae is God se manier om ons as mens die kans te gee om te kan reflekteer. Wanneer ons reflekteer, dan dink ons diep of deeglik na oor wie ons is. Oor waarom ons op 'n sekere manier optree teenoor iets. As ook dink ons na wat dit is wat ons ten diepste hier binne onsself glo van God, van ander mense, van onsself. Wat is dit wat ons ten diepste glo, wat deel uitmaak van ons lewens? As ons reflekteer, dan is ons besig om na binne te kyk, om die diepste hoekies van ons siel te gaan besoek, om te gaan uitvind, wie is ek? Hierdie tipe vrae van God gee dan vir ons, vir die mens, kans om na te dink oor wie ons is. En hoekom ons op sekere maniere optree, hoekom ons sekere goeders doen. Ons hoor soms hierdie tipe vrae, as ouers vir hulle kinders vra, wie die laaste koeldrank gedrink? Wie het die deur oop vergeet? Dan is die vraag nie om moeilikheid te maak nie, die vraag is om te sê, kan jy jou waarheid herken? Ons hoor hierdie tipe vraag, wanneer 'n man of vrou vir mekaar vra, met wie was jy nou net op die foon? Wie het jy gebel? Wie het nou net vir jou boodskap gestuur hierdie tyd van die aand? Die vraag is om jou waarheid te herken. Ons hoor hierdie tipe vrae in werksomstandighede. Wie het vergeet om hierdie taak af te handel? Wie het nie hierdie produk afgeteken voordat hy uit is nie? Weet julle hoekom ons inkomste gedaal het? Die tipe vraag is uiteindelik om gekonfronteer te word met wat is jou waarheid? Hierdie tipe vrae wat die Here vra aan die mens, gee vir my en vir jou uiteindelik kans om na te dink oor wie ons is. Hierdie tipe vrae wat die Here vir jou vra deur middel van ander mense, deur middel van jou ouers, deur middel van jou eggenoot, deur middel van jou baas of jou kollegas, of selfs die mindere wat onder jou werk. Hierdie tipe vrae word gebruik om ten diepste te erken, wat is jou waarheid? Wie is jy? Ons sien ook later dat Jesus selfs ook hierdie tipe vrae aan die mense vra. Daar in Lukas 8 vers 45, dan vra hy in die groep vir die mense, wie het aan my geraak? Dan weet ons, Jesus loop daar tussen 'n skare mense in, en dan raak iemand aan sy kleed. Dan is dit 'n vrou met bloedvloeiing wat aan hom raak. En hy voel die krag uit hom uitgaan. En dan vra hy nie daardie vraag vir haar, omdat hy nie weet wie dit gedoen het nie. Hy vra daardie vraag vir haar onthaalwe. Wat is jou waarheid? Vra hy, wie het aan my geraak?
kan jy wat aan my gevat het herken, dan sien ons dat hierdie vrou anders as Adam en Eva wat iemand anders die skuld wil gee, of Kain wat sommer lelik raak met die Here, dan sien ons dat sy val in angs en bewe hier voor God, voor Jesus se voete neer. En dan vertel sy vir Jesus, maar ek het aan jou geraak. Ons sien ook wanneer Jesus op reis is saam met sy disippels daar by 'n put, dan stop hy by 'n Samaritaanse vrou. En dan sien ons 'n soortgelyke tipe vraag hier in Johannes 4 vers 16, alhoewel hy nie 'n vraagstelling is nie, is dit dieselfde wat Jesus daar doen. Gaan roep jou man en kom terug hierheen. Hy sit daar by die put en hy is besig om vir hierdie vrou te sê, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En hy doen dit nie vir sy onthaalwe nie, want Jesus het geweet wat in hierdie vrou se lewe aangaan. Hy weet wat die antwoord gaan wees. Hy vra die vraag om haar te konfronteer met haar waarheid. Is sy bereid om te erken wat in haar lewe aangaan? Die vrou antwoord Jesus terug, daar in Johannes 4 vers 17, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, ja, jy is reg. Sy het reeds 5 gehad en die een by wie sy nou is ook nie haar man nie. Sy is bereid om daar in daardie oomblik te erken wat haar waarheid is. Wat vir die Here saak maak, is waarheid. Ons waarheid. Wat vir hom saak maak, is of ek kan erken wie ek voor hom is. Nie of ek vir hom kan sê wie my man is nie, en wat my man doen nie, en wat my kinders doen nie, en wat my gemeentelede doen nie. Wat vir hom saak maak, is of ek, of jy, vir hom kan sê wie jy is, wat jy doen. En dan sê hy uiteindelik 'n vraag, wat gebeur na ons eerlikheid of ons oneerlikheid voor God? Wat gebeur wanneer jy gekonfronteer word met hierdie vraag om jou waarheid te hoor? En jy, soos Adam en Eva en Kain dalk oneerlik antwoord. Of jy soos hierdie 2 vrouens, die Samaritaanse vrou en die bloedvloeiing vrou, met die waarheid antwoord. As ons kyk na Adam en Eva, het hulle oneerlikheid veroorsaak dat daar baie ernstige nagevolge vir hulle was. Die sonde wat hulle gepleeg het, deur hulle waarheid te probeer wegsteek van hulle God af, van hulle Vader af, het ongelooflike nagevolge gehad. Ons lees daar in Genesis 3 vers 16 tot 19 van daardie nagevolge. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Dames, hoeveel keer tydens swangerskap het jy gehoor van vrouens wat werklik deur pyn gaan? Hoeveel keer het jy gehoor dat vrouens of kinders hulle lewens verloor as gevolg van 'n swangerskap? Hoeveel keer het jy al gehoor, vrouens, hoeveel keer vra jy vir jouself, ek wonder of my man nog lief is vir my? Ek wonder of ek nog mooi genoeg is vir hom? Jesus, ek hoop hy kyk daarom nog na my in dieselfde manier. Na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir baie jare het ons gedink, deel van God se plan is dat mans moet heers. Dis 'n nagevolg. Hy sal oor jou heers. Hy gaan dit probeer doen. Vir die mense het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom, waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak, jou lewe lank. Hoeveel keer het ons gesê, is as gevolg van die ekonomie, dat ek so hard werk en so sukkel. Mans wat aan depressie ly, want hulle voel hulle kan nie vir hulle huisgesinne sorg nie.
Mans wat uitgestres is, want hulle voel, ek kan nie die broodwinner wees nie, want iewers het dit verkeerd geloop en het ons gedink, maar dis wat ons moet doen, en ons gaan sukkel daarmee. Het gaan nie maklik wees nie. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei, dit gaan vir jou moeilik wees. En jy sal veldplante eet, net deur harde werk sal jy kan eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Adam het gesukkel. Adam en Eva het swaar getrek. Ek dink ons beleef ook 'n stuk van daardie worsteling wat hulle gehad het, as gevolg van die waarhede wat ons dalk nie kan herken nie. Vir Kain, Adam en Eva se seun, het die Here die volgende gesê in Genesis 4 vers 11 tot 12, vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Kain, dit wat jy moes gekry het, dit wat vir jou moes goed wees, dit wat aan jou moes behoort, het jy deur jou waarheid te ontken, verloor. En het dit eintlik vir jou las geword. Adam en Eva en hulle seun Kain het geweldige nagevolge beleef, omdat hulle probeer wegsteek het wie hulle was voor God. Omdat dit wie hulle is, hulle nie kon ontbloot nie. Teenoor hulle kyk ons dan na die eerlikheid van die vrou met bloedvloeiing en die Samaritaanse vrou en hoe Jesus hulle hanteer het. In Lukas 8 vers 48 sê hy vir hierdie vrou met die bloedvloeiing, nadat sy in angstigheid voor hom kom en bewe en sê, maar dit was ek wat aan die geraak het. Dan sê Jesus vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. So radikaal anders as Adam en Eva en Kain, wat hy sê, maar julle gaan sukkel. Vir haar sê hy, gaan in vrede. Die Samaritaanse vrou se eerlikheid het gevolg dat Jesus homself openbaar aan hom en sy hom uiteindelik erken en aanneem. Ons sien daar in Johannes 4 vers 21 tot 26 hoe dit vir haar uitspeel. Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En daardie oomblik, wat die Samaritaanse vrou eerlik is, oor haar waarheid, oor haar lewe, kom Jesus en hy openbaar aan haar wie hy is. En dan gaan sy onmiddellik en sy vertel vir die res van die Samaritane. Sy sê vir hulle, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien nie Christus nie? As gevolg van haar eerlikheid, word hierdie vrou aanvaar deur Jesus, en so gaan sy en sy lei 'n klomp ander Samaritane na Jesus toe, sodat hulle ook in geloof kom. Sy begin 'n sendingveldtog, omdat sy bereid was om haar waarheid te erken aan 'n almagtige God. Aan Jesus erken sy wie sy is. Wanneer ek en jy uiteindelik kan toelaat dat God se vrae ons ook lei tot refleksie. En as ons waarheid kan erken, dan kan dit lei tot bekering en verandering. Ons hoor by Paulus in Handelinge 3 vers 19, daarom bekeer julle
en kom tot inkeer. Bekeer julle, metanoia, omdraai, beweeg in 'n ander rigting, kom tot inkeer, kom terug na wat die waarheid is. Dis nie dat ek iets verkeerd doen nie. Dis dat ek dit nie kan erken voor God nie. Wanneer keer jy terug? Wanneer beleef jy 'n metanoia belewenis en 'n terugkeer na God? Wanneer jy sy wil verstaan, wanneer jy sy reëls en manier van doen, sy karakter kan uitleef, sy karakter van waarheid. Bekering sluit in om ons waarheid te kan erken. Wanneer jy jou waarheid, wie jy ten diepste is, wat jy doen en wat jy dink, uiteindelik erken voor God, dan is dit bekering. En dan beteken dit dat jy uiteindelik gereed is om weg te draai van jou sonde, sodat jy God kan volg. Dis 'n proses. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar 'n voortdurende groeiproses waardeur jy gaan saam met die Almagtige Vader. Dis hierdie oomblikke wat die Here vir jou, soos al die ander mans en vrouens in die Bybel, hierdie vraag kom vra. Dis hierdie oomblikke wat hy vir jou gee om te kan reflekteer oor wie en wat jy is en dit wat jy doen. Dis hierdie daaglikse toepassing daarvan, hierdie erkenning van wie ek is, hierdie stuk belydenis van wie ek is, en hierdie uiteindelike wegdraai van daai wie ek is wat nie mooi is nie. As ook, dis hierdie stuk toenadering vir God en na God, en dit wat hy ook vir my gee, wat my lei tot vergifnis en vernuwing, wat my lei tot herstel. God staan gereed om ons elke dag te aanvaar met ope, liefdevolle arms. Al wat hy vra is, wat is jou waarheid? Ek stuur soms mense na jou toe, om vir jou te vra, wat is jou waarheid? Soms vra ek jou direk. Hy staan met ope arms, afwagtend, vir jou, om jou waarheid te kan herken, om te kan sê wie jy is en wat jy doen. Ja, dit raak moeiliker, naarmate ons ouer word, om te reflekteer op ons gedrag. Ons gedragspatrone raak al so sterk deel van wie ons is, dat dit moeilik is om te kan herken, watter van hulle eintlik verkeerd is. Wanneer ons ouer word, dan is ons so gefestig in dit, dalk hoe ons groot geword het, of dit waar ons gewoond is, dat dit al moeiliker raak vir ons, om te kan sê, sjoe, Here, hierdie is my waarheid. Hierdie is verkeerd. Maar ek wil vir jou uitnooi en vir jou sê, maak moeite met die Here. Jonk of oud, maak moeite met die Here. Luister aandagtig na sy stem. Laat sy woord na jou toe kom. En moenie bang wees om jou waarheid vir hom te kan herken nie. Moenie bang wees om die donkerste donker, selfs al het hy vir jou gesê, moenie hierdie kant toe nie, selfs al het God hoeveel keer in die woord gesê, moenie ander mense onvergenoeg hanteer nie, moenie moord pleeg, selfs nie deur jou woorde nie, moenie iemand anders vervloek nie, selfs al het hy dit hoeveel keer gesê, en ek en jy soos Adam en Eva gaan om presies te doen. Moenie bang wees om dit te herken vir God nie. Maar die oomblik wat jy bereid is om vir hom te sê, hier is ek. Ek is skuldig. Ek het dit gedoen. Is die oomblik wat jy die seën kan beleef, die vrede kan kry. En vir 'n wêreld daar buite kan gaan vertel dat jy die Messias ontmoet het.
Ek wil vir jou vra om gou na daai selfde persoon toe te draai, nadat jy hierdie gehoor het. En net vir daai selfde persoon te sê, wat hoor jy nou in die sin of die vraagstelling, wat is jou waarheid? Deel net met daai persoon, reflekteer terug op wat jy gehoor het en sê net vir daai persoon. Kom ons sluit die oë. Here, dankie. Dankie dat ons kon hoor. Help ons om hierdie pad te stap saam met U, waar ons waarheid kan herken. Ag Vader, U weet dit is partykeer baie moeilik. Dit is vir ons soms moeilik om te herken as ons verkeerd was. Maar mag dit vir ons iets word wat makliker raak. Iets word wat deel word van wie ons is, 'n tweede natuur. Want dit is in daardie oomblikke wat ons groei saam met U. Dit is in daardie oomblikke wat U vir ons kom red. Daar waar ons is. Dankie vir die redding. Dankie dat U nooit ophou vra nie. En dankie dat U genade elke keer vir ons genoeg is om saam met ons 'n pad van restaurasie te stap. Mag ons elkeen daardie restaurasiekrag beleef wanneer ons eerlik is voor U. En mag ons ook daardie selfde genade gaan uitdra aan die wêreld daar buite. Dankie Jesus. Amen.